Goeiemôre ook van my kant af. Voor ons met enige verrigtinge aangaan, kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe met harte vol van dankbaarheid en lof. U is waardig om geprys te word, nie net met ons woorde nie, maar ook met ons liedere. Here, plaas 'n nuwe lied in ons hart, 'n hart vol liefde, 'n lied van hoop, van vrede, van oorwinning. Laat ons lossang saam soos 'n aangename geur voor U opstyg. Leer ons om U te loof in elke seisoen, in tye van vreugde, maar ook in tye van swaar kry. Wanneer ons harte swaar is, laat lossang ons weer nader aan U bring. Mag ons liedere ander aanraak en hulle oopmaak vir U liefde. Here, gebruik ons stemme as instrumente van vrede, hoop en genesing. Here, laat ons lewe self 'n lied van aanbidding wees, 'n voortdurende loflied tot eer van U naam. Ons bring aan U al die eer en heerlikheid in U naam. Amen. Baie welkom by ons Sabbath School vanoggend. We would like to welcome you to our Sabbath School of Worship and Praise for our Lord and Savior Jesus Christ. Happy Sabbath. Let's stand and sing the welcome song. There's a welcome song here. There's a welcome song here. There's a Christian welcome song here. Kom ons staan saam, dan sing ons die welkomlied. Julle kan sit. Verjaarsdag. Okay. Verjaarsdag, birthdays. As daar enige wat birthdays het, ek sien niks op die skerm nie. Is dit film vandag? Okay. Of dit is. Okay. Ek dink nou ja, dat broer, ek het 'n kaart vir jou. Ek gaan dit net lees. Das en Willem. Wow, geseënde verjaarsdag Willem. Sorry man, dat ek hom nie reg gesien. Maar ek het 'n versie net hierso vir julle. God always keeps his promise. His promises. En ek lees hierso. God gives eternal life to all who believe. John 3:16. God will equip you with everything good for doing His will. Hebrews 13:21. God will guide you always. Isaiah 58:11. God protects those who look to them. Psalms 18:30. God works through all things for the good of those who love Him. Romans 8:28. God will never leave you nor forsake you. Hebrews 13:5. Dan die laaste verses. The Lord is faithful to all His promises and loving towards all He has made. Psalms 145:30. Ek hoop die vers sal na julle mooi dank en vir julle gelukkige verjaarsdag hê vandag. As dit 'n Sabbatdag verjaarsdag. En dan mos nou. As die verjaar vandag. Of ek kan net happy birthday vir hom sing. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Willow. Happy birthday to you. Fred en Elsie is geseën met 6 seuns en 1 dogter. Fred het as 'n onderwyser in Vanuatu gewerk. 2 van hulle seuns, Louis en Paul, is gesond gebore. As kleuters het hulle gehardloop, gelag, gespeel, net soos die ander kinders in hulle dorpie. Maar alles het verander toe hulle op 'n jong ouderdom deur siekte getref is. Ewe skielik uit die bloute het Louis koors gekry en hy is aangetas. Kort daarna het Paul ook dieselfde siekte gekry. Ek het hulle hospitaal toe geneem vir behandeling en hulle het probeer om hulle te help. Die siekte het Louis en Paul met gestremdheid gelaat en hulle lewens vir altyd verander. Desperaat vir beter sorg, het Fred en Elsie na die stad verhuis om nader aan beter hospitale en fasiliteite te wees. Tog bly die daaglikse lewe 'n stryd. Hulle seuns kan nie meer normaal loop of praat nie. Met die hulp van hulle ander kinders, bied Fred en Elsie die liefde en die sorg aan wat Louis en Paul nodig het. Ons woon in 'n klein huisie. Ons het groot verantwoordelikhede om agter hierdie 2 seuns met hulle spesiale behoeftes om te sien. Elke oggend wanneer ons wakker word, moet ons hulle uitdra, op 'n rolstoel of op die mat sit, en dan sal hulle ma die kos begin bedien wat ons hulle moet voer, want hulle sukkel om self te eet. Paul en Louis is mal oor cricket. Ten spyte van hulle uitdagings is hulle drome eenvoudig, maar diep wat die geloof en hoop weerspieël wat hulle onderhou. Wanneer ek groot is, wil ek graag 'n polisieman word. Wanneer Jesus kom, wil ek hê Jesus en ek moet saam hemel toe gaan. Dis nie maklik vir die seuns om hulle gesondheid te handhaaf nie. Die uitdagings is oorweldigend. Onbegaanbare paaie maak mediese sorg moeilik om te verkry. Gedurende die reenseisoen moet Fred en Elsie vir Louis en Paul etlike kilometers dra voordat hulle vervoer na die hospitaal kan kry. Selfs basiese behoeftes soos voedsame kos, 'n behoorlike toilet en 'n veilige plek om te bad is moeilik om te bekom. Die grootste uitdaging wat ek nou in die gesig staar is die versorging van Louis en Paul, is dat hulle jong volwassenes geword het en baie swaar geword het. Dit maak dit moeilik om hulle rond te skuif en die sorg te verskaf wat hulle nodig het. Ek sou dit baie waardeer indien daar 'n kliniek, 'n soort noodhulpkliniek naby was, sodat hulle makliker toegang tot medisyne kan kry. In Vanuatu staar kinders met gestremdheid baie ontberinge in die gesig, insluitend wanvoeding, beperkte toegang tot gesondheidsorg en min geleenthede vir onderrig. Gesinne soos Louis en Paul sukkel dikwels net om in hulle basiese behoeftes te voorsien. Maar daar is hoop. Hierdie kwartaal sal U13 'n Sabbatskoolovergawe gesinne soos hierdie ondersteun deur hulp te bied om voedsame kos te kweek. Daar sal ook die verspreiding van rolstoele en ander hulpmiddels wees om kinders met spesiale behoeftes te akkommodeer. Daar sal ook die verspreiding van rolstoele en ander hulpmiddels wees om kinders met spesiale behoeftes te akkommodeer. Dit is nie net 'n humanitêre plek nie, dit is ook 'n manier waarop ons die liefde van Jesus kan deel. U gebede en ondersteuning word benodig. Saam kan ons hoop gee aan gesinne wat verlang na 'n helder toekoms. Dankie vir u ondersteuning van Vanuatu deur die 13de Sabbatskoolovergawe.
Ons bid saam. Dankie liewe Heer vir dit wat ons kan terugbring. Ons vra dat U dit sal seën en vermeerder vir die uitbreiding van U werk op aarde. Amen. So today we are having a hymn-along. Ek weet nie of julle bekend is daarmee nie, maar dis wanneer ons mense uit 'n paneel vra vir sekere liede en dan sing ons dit sommer net so. Julle gaan ongelukkig nie die woorde op die skerm hê nie, maar as julle die woorde ken, asseblief sing saam met ons. So die eerste persoon wat ek gaan 'n onderhoud mee voer, is Hilary. Ek wil by haar hoor, watter lied het vir jou groot waarde en hoekom? Singing Wonderful Words of Life. Wonderful Words of Life. Ja, daai song is baie, ek hou baie van daai song. Die rede hoekom, toe ek nie die eerste maal, toe ek eerste maal met organ gespeel het in die kerk, het ek vroeg in kerk toe gegaan en ek het by die organ gesit en ek het die song gestudy en ek kon nog nie goed speel nie. En daai dag, toe kom maar net een van ons die diakens in en hy sê, jy gaan sommer die organ speel nou vir ons. Toe sê ek, maar ek kan nie speel nie. En eventually het ek gespeel, maar ek het baie stadig gespeel en hulle moes net according my gegaan het. Maar ek hou baie van hy song. Dit sê daar so, offer pardon and peace to all. Ek like so het net hy stuk gelenig. Want daar wys die Here vir ons dat ons moet verskoning kan vra by iemand wat ons miskien kwaad aangedoen het en peace to all. Ons moet in vrede leef met mekaar ook. En altyd ons moet nie mense teleurstel nie, especially ons broers en susters, nie net hier in die kerk nie, buitekant ook. Dan beteken dit ons verkeerde woorde wat ons uitspreek, dit verwag die Here nie van ons nie. Tot sover. Dankie. Goed, so ons vier gaan nou vir julle sing Wonderful Words of Life. Thank you.
julle hier by my? Goed, so ons gaan nou vir Dennis 'n geleentheid gee om ons te vertel 'n bietjie meer van I'd rather have Jesus. Ek kan maar nie veel sê van I'd rather have Jesus, maar hy is die belangrikste vir ons op die aarde. Ons hierdie aardse besittings en wat ons mee besig is elke dag beteken vir ons niks. So ek sal eerder hom wil hê om wat ons kan nou opkyk deur 'n moeilike tye wat ons deurgaan en waar ons krag en sterkte vandaan kry. So met hom wil ek graag 'n pad wandel. Ek het hier 'n pragtige versie wat ek dink wat ook saam gepas is Titus 2 vers 13. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Ek gaan hom nog een keer lees. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Ons gaan nou weer saam staan, dan sing ons lied nommer 327. I'd rather have Jesus than silver or gold. Ons volgende kandidaat is Sydney. Sydney gaan vir ons vertel van die volgende lied wat 'n belofte inhou vir ons in hierdie tyd waarin ons leef.
Goeiemôre almal. Dis wonderlik om 'n geleentheid te hê om te kan sing. Is dit nie so nie? Daar's vir my gevra, hoekom hou ek daarvan om te sing? Nou moet ek hier op 'n kommentaar lewer dat ek sing al vandat ek in graad 3 is. Verskeie kore, skoolkore, stadskore, geleentheidskore. Ek was op 'n stadium stigterslid van die Sasolburg Stadskoor. En so ja, sang was vir my nog altyd wonderlik geweest. En die woorde van hierdie lied sê vir my, daar's net een waarna ons kan reik en een ding wat ons kan doen. En dit is hold fast till I come. I come with hoofletter I. Wat vir ons die wonderlike belofte het dat Christus ons verlosser en saligmaker weer sal kom. Dis wat die woorde vir ons sê is, sweet promise is given to all who believe. Dis die voorwaarde. Behold, I come quickly. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? Iets wat ons in ons binneste kan hou en altyd kan sing wanneer ons die geleentheid het. Kom ons staan en ons sing Hold fast till I come. Eerste 3 verses. Kan ons sit? En nou gaan ek iemand uit die gehoor vra. Mani, kan jy asseblief vorentoe kom en vir ons sê hoekom die lied 520 vir jou 'n belangrike lied is? 520. Ja. Ja, dit my soul. Jy's Afrikaans, dis reg.
Lied 102. Wie hou altyd oor my sy hand? Wie dra al my laste met my? Wie hou onwankelbaar vas in my hand? Ons sing lied nommer 102. En nou verloor ek my plek hierso, dat ek net vanaf weer kry. Ek sing en ek juig in die Here my God. My groote verlossing is hy. Ek kan maar bly sit. Ek nooi weer vir Sydney om vorentoe te kom, want die laaste liedjie wat ons gaan sing is 5:30, maar die woorde gaan nie op die skerm wees nie.
So, dis Filippense 4 vers 7 wat sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Ons 4 gaan nou vir julle sing, 5:30, It is well with my soul. Peace and ever attendeth my way. My sorrows like sea. Ek het al voorheen in die kerk vir die mense vir die gemeente gesê, as ons saam sing, het baie van ons die opinie dis vals. Want ek luister na my eie stem. Maar onthou, ons is in die huis van die Here. Ons is besig om God te loof. Die sang sal reg wees. So sing uit volle bol. Al dink jy dit's fout. Kom ons lei die Here. Here, dis vir ons 'n loflied om in die huis te wees. Dis vir ons die wonderlikste geleentheid om hier te wees om U te loof met sang. Here, laat die engele die lofliedere sal opdra na U en laat dit tot U die beste van ons sal wees. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Goeiemôre almal. Om in die ganse wil van God staande te bly. Dis ernstige woorde, is dit nie? Die ganse wil van God staande te bly. Ons geheeteks, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Ek wonder, kan iemand vir ons
1 Tessalonisense lees, dan gaan ons daar lees ons net van vers 12 af tot by vers 21. 1 Tessalonisense 5 vers 18, vers 12 tot 21. Dit is eintlik ons geheeteks is in daai gedeelte, maar kom ons lees die hele stukkie. Baie dankie. Dit klink soos die ganse wil van God, is dit nie? As 'n mens deur dit gaan. Ons kyk hierso deur persoonlike besoeke gedurende sy reise en veral in die gevangenisse en deur sy sendbriewe was Paulus gedurig besig om mense en kerke met mekaar te verbind. As 'n mens lees alles oor Paulus, hoe ernstig was hy gewees? Hoe perfek was hy gewees met alles wat hy doen? En hy het die uitreik baie ernstig opgevat. Nou, Sondag se gedeelte sê vir ons lesse oor uitreik. Lesse oor uitreik. Wil iemand vir ons iets sê oor hierdie lesse oor uitreik? Wat meen dit vir julle? Kom ons hoor. Wat meen dit vir julle lesse oor uitreik? Ons moet ons die beginsels van die woord uitreik. Hoe verstaan ons? Die beginsels daar. Ander woorde, wat is die definisie? Verstaan ons die definisie van uitreik? Is dit uitreiking met die werklikheid van byvoorbeeld net ons vat die Bybel en ons gaan na iemand en ons sê, luister, het jy al gehoor van die Bybel? Weet jy wat beteken dit om die Bybel aan, wat is die waarde van die Bybel vir jou as mens? En dan om na hulle toe te gaan en te sê, maar luister, hoe glo jy? En dan sê ek vir hulle, maar hoor jy, ek dink jy glo verkeerd. Dink jy daai gaan 'n tipe uitreiking wees wat die persoon dan gaan luister of wil dan luister? Dan kom ek met die regte houding om dit te doen. Hoor wat ek sê? Ek moet nie wees om laat te volg nie. Ja, met ander woorde, wat reik ek uit na hulle toe? Nou kom ek daar so, nou is die persoon se omstandighede van so 'n aard laat wat hy werklik op daai oomblik in werklikheid nodig het, is hulp. Hulp, dis wat hy nodig. Hulp is ook uitdruk. Ja, maar my uitreiking is die Bybel. Ek gaan na hulle toe om die Bybel te vat. Dit is my uitreiking. Dan kom ek daar so, nou sien ek die omstandighede, hoor hier is die Bybel. Dis wat ek vir hom bring. Kyk jy my met sulke vreemde oë en sê ek my, luister, sien jy daai hek? Maak 'n plan. En dan die volgende ou toe. Maar ek het daai ou verloor. Omdat ek met die verkeerde houding daar kom, het ek daai persoon verloor. Ja, nie, maar kyk, definitief, jy moet nie met 'n verkeerde houding gaan nie. Dis wat moet ons doen? Wat moet ek doen voor ek uitreik na iets op iemand? As jy met iemand begin te praat, binne 'n rukkie sê jy agterkom wat sy probleem is en waaroor dit gaan en wat vir jou die beste is om te praat. Terwyl jy met mense praat, wys die Heilige Gees vir jou dit. Die Heilige Gees moet saam met jou gaan en dan loop alles reg. Stem julle saam? Dis reg. Ekskuus net bietjie, jy is eerste. Okay, jy is eers. Vanaf jaar gekompeteer. Sy baie keer wat ek is kom met haar boeke
En as sy in die huis instap, dan lê die vrou op die bank in die huis is seer mekaar en sy lê en drink Coke en lees comics. Dan my ma gesê, kom ek help jou gou gaan maak ons aan die kant. Dan sy haar tas met die boeke neergesit en sy die vrou gehelp haar huis aan die kant maak. En sy het uitgestap sonder om vir daai mense een boek te wys. En ek glo dat iets vasgesteek daar. Ek glo met my hele hart dit was deel van haar sentrum. Jy weet, daar's baie soorte maniere van dis nie net een baie keer wat sê hulle dit doen en dit doen, dit is nie so nie. Daar's verskillende maniere van uitreik. Ons gaan nou 'n bietjie interessante iets kyk na wat van ons pioniers gedoen het. Ek lees vir ons net hier op die Sabbatskool les. Ek gaan 'n bietjie terug na een van die ou lesse toe, bladsy 58. Dit sê vir ons hierso, jy weet baie keer dan sit van ons mense sit en wag dat die laat reëns moet kom sodat hulle aan die gang kan kom, né? Nee. Maar dit is verkeerd eintlik. Kom ons luister net wat sê hierdie stukkie in die les. Dit sê pleks dat hulle na 'n toekomstige tyd uitsien wanneer hulle deur 'n spesiale bedeling van geestelike krag 'n wonderwerk sal ondergaan. Want dit is waarvoor baie mense wag, is vir die wonderwerk voor hulle begin uitreik. Dit sê 'n spesiale bedeling van geestelike krag 'n wonderwerk sal ondergaan om hulle toe te rus vir 'n sieleredding werk. Gee hulle daagliks aan God oor en hulle gebruik die geleenthede vir die diens wat binne hulle bereik is. Daagliks getuig hulle vir die Meester waar hulle ook al mag wees. Het sy in die beskeie werkinge van die huisgesin of in die openbare veld verbruikbaarheid. Vir die toegewyde werker is dit 'n heerlike troos om te weet dat selfs Christus, sy Vader, gedurende sy lewe op aarde daagliks om 'n nuwe invulling van die nodige genade gebid het. En na hierdie gemeenskap met God het hy uitgegaan om die ander te versterk. So dit is uitreiking. Voor ons uitgaan moet ons eers bid en die Here vra om vir ons te help en ons rigting te gee. Hy sal ons na die regte plek toe stuur en as ons daar kom sal hy ons help om die regte woorde te hê. En dit is baie verskillend partymal. Ek wil nou vir julle 'n bietjie net ietsie anderster hierso wys van ons ou pioniers, hoe van hulle uitgereik het en die sukses wat hulle gehad het. Myne is meer van 'n vraag. Moet ons kyk na Jesus uitreik? Ja, presies. Die omstandighede waar hy gestap. Saam met die disippels. Dit is net vir 'n volgende dag van dat hy slaap. Ek dink dit moet ons begin weet. Ja, dis heeltemal reg, ja. Goed, Sondagse gedeelte, dit is baie interessant. Dit sê vir ons, die Paulus leer ons baie oor hoe om die evangelie te versprei. Sy reis het ongeveer 13.400 myl gedek. En dit is verbasend aangesien baie daarvan te voet was. 13.400 kilometer. Ek wonder hoeveel het ek al gestap om die Here se werk te doen. Jy weet, ek wil 'n bietjie kyk net na van ons pioniers, hoe hulle gewerk het. Jy weet, as 'n mens kyk hoe hulle gewerk het en hoe ernstig hulle gewees het, dan kan ek verstaan hoekom ons as kerk die Laodisiese kerk genoem word. Dit is baie interessant. Ek sien hierso ook, ek gaan nou nie alles lees soos dit hier staan nie, maar Ellen White sê vir ons hierso dat hoe dit hulle swaar gekry het. Hulle het nie kos gehad nie. Hulle het honger gely en hulle het nie klere gehad nie. Hulle het in die koud gekry, maar nog steeds het hulle gegaan en die Here se werk gedoen. Sonder geld, hulle het nie eens geld gehad nie. En dit laat 'n mens dink partymal. Ek kyk 'n bietjie na Joseph Bates, hoe hy gewees het.
Is 'n man gewees wat groot geloof gehad het. En dit het in sy gedagtes opgekom dat hy moet na 'n sekere plek toe gaan en daar gaan preek. En maar hy het niks geld by hom gehad nie en dit was ver, hy moes met die trein ry. En hy het sonder geld net in die trein gaan sit en hy het gesê die Here sal betaal vir die reis. Nou wie van ons het daai geloof? En hy het gaan sit en 'n paar sekondes nadat hy gaan sit het, toe kom 'n man na hom toe en hy gee vir hom $5 vir die werk van die Here. Dit is geloof in die Here. Daai manne het so naby aan die Here gelewe en hulle het alles gegee. Ek meen, hulle het alles gegee, hulle het nie eers geld oor gehad nie, en die bietjie wat hulle het hulle gevat en hulle het gaan boekies koop om uit te deel. Ek dink ons skiet ver te kort, as ek kyk na die manier wat ons werk, en hoe hulle gewerk en gelewe het. Ja, op 'n ander plek, ander gedeelte het hy ook by 'n plek gekom waar hy gaan preek het, of moes gaan preek het, en toe gaan hy na die poskantoor toe, die posmeester, en hy vra vir die posmeester, wie is die man hier in die dorp wat die meeste, moet hy dit hierso gestel, ek net sien, die man in die dorp wat die eerlikste was. En die posmaster sê vir hom, daai man daarso en daai, en hy gee vir hom die straat se naam, alles is hierso, meneer Hewitt. Hy sê, gaan sien meneer Hewitt, hy is die eerlikste man in die dorp. En hy gaan sien hom. Sommige dadelik het hy gegaan. En hy sê vir hom, ek hoor jy is die eerlikste man in die dorp. En ek weet nou nie presies wat die man toe vir hom gesê het nie. Hy sê vir hom, maar as dit so is, ek het 'n belangrike profesie wat ek vir jou wil wys, wat baie belangrik is. En die man sê vir hom, goed, kom in, dan kyk ons daarna. En hy gaan in en hy haal sy kaart uit, en hy begin dadelik vir die man vertel oor die profesie en oor die Sabbat. Hulle sê mos altyd, jy moet nie die Sabbat dadelik bring nie. Onmiddellik vertel hy vir daai man oor die Sabbat. En die volgende Sabbat, toe gaan daai man kerk toe. Jy weet, ek glo nie dis die manier hoe ons gaan nie. Die Here sal die ding reël as ons net gaan en doen wat ons moet doen. So is daar baie maniere om uitreik te doen, maar ons pioniers was baie ernstig geweest. Daar was nog interessante iets, maar ek wil nou nie alles nou gaan staan en ek sal dit nou los vir later. Maar ja, so was hulle almal, en as jy deur hulle geskiedenis gaan, ek het die laaste ruk baie deur hulle geskiedenis gegaan, en dit is ongelooflik. Dit laat 'n mens skuldig voel as jy sien hoe hulle gewees het, en hoe hulle gewerk het, en hoe ons vandag is. En hulle het alles gegee, hulle het niks oorgehou nie. Ongelooflik. Wys vir my wat ek vandag by iemand anders te kan doen. Gee my daai omgee hart vir ander mense, sodat hulle ook hierdie wonderlike waarheid kan kry. Dis En die Here stuur mense na jou toe. Jy hoef nie eens regtig uit te gaan met die mens. Die Here stuur mense direk op jou pad wat jy kan help. En daar is enorm oneindelose idees hoe 'n mens uitreiking kan doen om mense van hierdie wonderlike waarheid te vertel. Ons het nie nodig om te gaan en 'n preek te gaan preek of in die strate regtig te gaan loop, want die Here skep met elke geleentheid skep hy positiviteit. Dit is waaroor dit gaan. Die mense wat jy in kontak mee kom, baie mense moet nooit weggaan as jy met hulle gepraat het of hulle lees tot vertel. Dit is waaroor dit gaan. En die belangrikste broer is die aanknopingspunt met sulke mense is juist wat die Here vir jou gedoen.
As jy dit net kan deel, wat het die Here vir jou gedoen? Hoeveel keer het hy jou wonderwerke in jou lewe gedoen? As mens dit kan voorvertel, maak die Here plan om vir iemand anders te laat besef, maar ja, kyk wat die Here vir hierdie persoon gedoen. Dis ongelooflik. En ek gebruik baie in my getuienis, juist dit om vir mense te vertel hoe ongelooflik die Here vir mense in hulle lewens in gewerk het, die wonderwerke wat hy gedoen het. En dit gee hulle die begeerte om ook nader aan die Here te kom en van hierdie evangelie juist te weet wat die Here vir jou wonderwerke doen. Dit maak mense se oop. Zeg, en ek vat nou soos ons wat hier in die dorpe bly. Ons bly langs bure vir hoeveel jare en hulle weet amper nie eers wie ons is nie. En dit is so absoluut, dis iets ernstig wat ons aan moet dink, ons bure, ons is verantwoordelik vir ons bure. En ons gesprek gaan daaroor dat hy met sy maats deel oor die evangelie en die Sabbat en alles. Hy sê die onderwyser les kom nou toe. En sy wil baie graag hê dat hy moet gaan help op die Sabbat by die skool om vir mense sitplekke aan te wys en so aan. En hy sê vir hy kan ongelukkig nie die Sabbat daar wees. En sy sê kom, ek gee vir jou R300. Ek betaal jou R300. Hy sê, ouma, ek wou so graag my R300 gehad. Hy sê, maar ek bietjie stil gesit en ek besef, maar dit is nie reg. En so sy het nou op die einde van die dag iemand anders gekom te doen. Maar sy kom met 'n volgende ding nog. Hy word om te gaan sing in die Suid-Kaap-koor. En die Suid-Kaap-koor gaan nou oor see, gaan hulle toe. En sy kom na hom en sy sê, jy het so pragtig gestem. Ek wil so graag hê jy moet in hierdie koor wees, om hierdie goeders te gaan doen. En hy sê, en sy noem die lande waar hulle gaan. En hy sê toe, maar wat is die kans? Wanneer gaan ek ooit daar geleentheid kry om na ander lande toe te gaan? Maar weer besef hy, dat hy so moet staan vir wat reg is. En gisteraan toe bly my vertel, dink ek, hy is eintlik sad oor die geleenthede wat ek gekry het en dan moes laat gaan. Maar wat 'n wonderlike getuienis is hierdie kind se lewe nie. Vir onderwysers in daardie skool, om te dink, hy sê nee, omdat hy staan vir wat reg is. En daai is klaar wat 'n wonderlike getuienis. Sonder dat hy eers gepreek het. So, amen. Ja, nee, dis wonderlik. Ja, kom ons kyk verder net 'n kerkverbondenheid. Wat is kerkverbondenheid? Kan julle vir my sê? Kerkverbondenheid, maandag se gedeelte. Kerkverbondenheid. Almal is stil. Is dit nie om vas te wees aan jou kerk nie? Vas te wees aan jou kerk. Die dag as jy gedoop is, het jy nie 'n verbond gesluit met die Here. Die dag toe jy gedoop is. 'n Verbond met hom gesluit met die leerstellings wat jy daar gekry het. En dat jy gaan vas staan. Dit is eintlik wat jy doen wanneer jy gedoop word. So kerkverbondenheid. Kan iemand vir ons 2 Timoteus 2 lees asseblief? 2 Timoteus 2 vers 14 tot 18. Timoteus 2 vers 14 tot 18.
ons sal al verder voortgaan tot en hulle bloed sal voortloop te kanker en die daar millenniums en kilometers is wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat opstanding al plaasgevind het en hulle keer die geloof van sommige. So wat hy daar vir ons sê, dit is ook eintlik kerkverbondenheid. En as ons kyk hierso net in die les self, praat Paulus nou van die manne wat ook saam met hom in die tronk was, maar hulle was beide soldate, noem hy hulle, met die wapenrusting van God geklee, vegtend besig om Satan se gevangenes te bevry om in die koninkryk van God diens te kan verrig. Het hulle gemaak wat hulle sê wat die dreamteam was vir Paulus. Was Tychicus, Onesimus, Aristarchus, Mark, Barnabas, Jesus, wat eintlik Justus genoem word, Epaphras, Luke en Demas. By Tychicus sê hulle beloved brother, faithful minister, fellow servant of the Lord. By Onesimus sê hulle father of brother, beloved brother, one of you. By Aristarchus, a Paul's fellow prisoner. By Mark, cousin of Barnabas. Barnabas, no presentation, a very well-known figure. Jesus, Justus, one deal for others. Epaphras, one of you, one servant of Christ, always laboring fervently for you in praise. He has a great zeal for you. Luke, who was the beloved physician. En dan noem hulle Demas, maar hulle sien die albei nie verder oor hom uit nie. Hulle reken, hy was goed in die begin en hy het toe afgedwaal en wêreldsbelange aangaan. Hy het toe in die wêreld beweeg, maar hulle noem hom nie verder. Maar soos hulle sê, ons weet nie wat het hy miskien agterna vir die Here. Maar al hierdie manne was 'n span gewees, want Paulus, ten spyte van sy gevangenis, het hy nog steeds in kommunikasie gebring en hy het hulle briewe geskryf om hulle te bemoedig, om hulle tereg te wys. Ja, hulle was beide soldate met die wapenrusting van God geklee, vegtend besig om Satan se gevangenes te bevry om in die koninkryk van God diens te verrig. So daai manne was ernstig geweest. Ernstig. Selfs met ons pioniers, hulle was baie ernstig geweest. Was 'n slaaf gewees wat vrygemaak is. En een van hulle het 'n kerk in sy dorpie begin en hy het na die omliggende plekke toe gegaan om die woord uit te vat. Hy het nie ver gereis nie, maar in daai omgewing waar hy was, het hy die hart van mense uit die woord vir die mense. Dis 'n voorbeeld vir ons, is dit? Dis 'n voorbeeld vir ons. Ek sal maar bietjie met skiep, ek sien die tyd loop vinnig. Om volmaak en volkome staande te bly. Om volmaak en volkome staande te bly. Hierso by as ons kyk na hierdie paar woorde, staan, volmaak, volkome en ganse. Die woord staan beteken om onbeweeglik te staan, wat net moontlik deur grond en vas te bly in die geloof. Om onbeweeglik te staan. In die tyd wat ons nou in lewe, moet ons maar jy kan net onbeweeglik staan as jy geloof het in wat jy glo.
iets voor te gaan soos hy voor te gaan en al die oude wat nie kan Daniel is 'n goeie voorbeeld vir almal. En dan sê dit hier so volmaak, hierdie woord verwys na die vervolmaking van die karakter wat deur opofferende liefde betoning sy uiterste einddoel bereik. Maar 'n mens moet nooit dink dat jy op 'n punt kom waar jy volmaak is nie, nee. En dis wat die les vir ons ook hierso sê. Hulle sal nooit reken dat hulle dit al verkry het nie. Jy sal altyd nederig bly en nie dink dat jy wonderlik is nie. En dan by volkome, hierdie kragtige woord beteken om ten volle oortuig te wees of iets tot volle maat te bring. Julle weet, as ons kyk, wat gaan alles aan in die wêreld op die oomblik? Dit raak nou rof. En vir ons om staande te bly, gaan nie maklik wees nie. Jy moet seker wees wat jy glo en jy moet vashou aan wat jy glo. As jy wil bly, staande bly. En ons moet ook die gees van profesie lees. As ons nie die gees van profesie lees nie, gaan ons op die ouend uitval. Want dit is wat vir ons die waarskuwings gee teen die dinge wat verkeerd is. En dan praat hy ook hier van die ganse wil van God. Die ganse wil van God, om God se wil te doen in alles. Woensdag se gedeelte sê, om in hierdie wêreld te leef, maar nie die dinge van hierdie wêreld nie. Hierso wil ek graag net 'n bietjie so in die middel van die les sê hy vir ons, watter raad word gegee vir hulle wat wag op die tweede koms? Elkeen van ons wag op die tweede koms van Jesus, maar wat se raad word hierso gegee? En die eerste ene is in Markus, en Markus sê vir ons, waak en bid, waak en bid. Titus, kan iemand vir ons Titus 2 vers 11 tot 14 lees? Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om goddeloosheid en wêreld se begeerlikhede te verloor. In die getone en regverdig en vroom in die teenwoordigheid wêreld te lewe, terwyl ons op die salige hoop en verskyning van die heerlikheid verwag, van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtighede of ongeregtigheid en vir homself of volk as sy eiendom te reinig, ywerig van goeie werke. Goed, daar's nog raad wat vir ons gegee word. Ons nog 'n vers wat ons eintlik moet lees. Dit is baie vir ons veral van nou ons leef. En dis Openbaring, kom hier Openbaring 3 vers 17 tot 21. Wat ons sê, want jy sê, wat sê dit? Want jy, wie's jy? Sê, ek is ryk en het verryk geword. Ons moet pas op dat ons sê, ja, ons ken alles en ons weet alles. Maar die volgende vers sê vir my, is waar ons as 70 Adventiste moet baie mooi luister. Dit sê, ek raai jou aan om vir my te koop goud wat deur vuur gelout, sodat jy kan ryk word. Want ek moet nou herinner dat sy gesê, ja, ek weet alles, ek ken alles. Ons moet pas op, ons moet die eerste engel boodskap in ons lewens bevind. En dan kan ons dit eers uitdra, as ons nie daai eerste engel boodskap ontvang het in ons hart, en dat werklik oortuiging kry, gaan ons nie mense oortuig, gaan ons nie die werk kan doen nie. Dus daar is nie 'n manier wat ons kan doen, want ons dink ons is reg. En Satan het ons gevang, en ons moet pas op daarvoor dat ons geen daai strik trap nie, want dis wat hy vir ons sê. In vers 20 moet ons baie mooi verstaan, en dit sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor
nie deel opmaak, sal ek ingaan en na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou en hy met my. Ja, ek stem saam met jou, dit geld vir elkeen van ons. Yes. En as jy dink jy weet iets beter as jou broers en susters, dan is jy op gevaarlike grond. Dan is jy op gevaarlike grond. En dis hoekom ons die kerk het en die leerstellings van hierdie kerk het. Om aan vas te hou. En as ons nie daarby gaan bly nie, gaan ons op die ou end uitgeskit word. Verseker. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Ek wil graag, daar's nog ietsie wat ek net wil noem. Wat belangrik is vir hulle wat wag op die tweede koms, en dit is die gesondheidboodskap. Weet julle dat die gesondheidboodskap is daar om ons gereed te maak vir om Jesus te ontmoet? En ons besef dit nie. Dis asof ons dit net ignoreer, dis nie belangrik nie. Ek lees net vir ons hier 'n stukkie. Ons tyd is seker amper om, nee. Ek lees net vir ons 'n stukkie hierso gesondheid hervorming waar die Here vir haar gewys het. Sy sê op 10 Desember 1871 is daar weer aan my getoon dat die gesondheid hervorming een vertakking van die werk is wat die volk moet voorberei vir die koms van die Here. En julle weet ons weet dat Ellen White sê vir ons moenie tee drink nie, ons moenie koffie drink nie, en daar is goeie redes daarvoor. En ons moenie vleis eet nie, want daar is goeie redes daarvoor. Dit besoedel jou brein en al daai dinge, en as ons dit net ignoreer en ons gaan maar net aan, dit is baie gevaarlik. Want op die ou end sal ons nie kan vasstaan soos ons moet vasstaan nie, want dit is die wil van die Here hierdie, is dit nie? Die Here het dit vir haar gegee spesifiek. Sy sê mense kan nie die natuurwet oortree, dis jou gesondheidwet, deur toe te gee aan verdorwe aptyt en welle sonder om ook die wet van God te oortree nie. Baie ernstig, is dit nie? As jy die gesondheidwette oortree jy die 10 gebooie. Dis wat hier staan. En dan die laaste gedeeltetjie wat ek sien ons tyd is klaar, né? Ja. Sy sê om die natuurwette te verduidelik en te gehoorsaam daarvan aan te verg, is deel van die 3de engelse boodskap om 'n volk vir die wederkoms van die Here voor te berei. So ons moet nie vergeet nie wat die les hierso vir ons sê, watter raad word gegee, dat die gesondheidboodskap is een van die ernstigste dinge van almal. Want die gesondheidboodskap maak jou brein helder en dan kan jy al die ander dinge beter verstaan. As jy dit nie volg nie, dan het jy 'n dowwe brein wat nie reg kan funksioneer nie. En jy kan nie al die ander leerstellings en dinge mooi verstaan nie. So dis baie ernstig. Jammer ons het nou nie meer tyd vir oggend nie, maar ja. Goed, tyd is om. Kom ons sluit maar net af. Ons Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir U woord. Ons sê vir U dankie vir U kerk. Ons sê vir U dankie vir die leerstellings van hierdie kerk, dat dit suiwer is soos wat U woord vir ons sê. Ons sê vir U dankie, Here, vir die krag wat U ons beloof het om uit te gaan en om U werk te doen. Here, gee vir ons daardie krag, stuur U Heilige Gees en raak ons aan, dat in plaas van dat ons besig hou met ander dinge, dat ons besig sal wees met U werk, want dit is U wil. Seën ons nou in die res van hierdie dag en in die erediens. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.